More than words can say, I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything. Lord, as time goes by, I will be by your side, 'cause I never wanna go back to my life. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. We give you the highest praise. 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 I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord.
in higher praise. Want die graf is flip. Klip is weggerol. So Rika kry vir ons reg daai glory saam. Ek wil hê baie is die rede hoekom ons hande oplig is om eer te gee, om lof te gee en om totale oorgawe te gee. So welkom ook almal wat inluister op Facebook. Ons bly julle saam met ons. Dit is groot dag. Die graf is leeg. Die graf is leeg. En kom prys saam met ons terwyl ons wag vir almal om in te lok. Kom ons share hierdie post. Kom ons deel dit. Kindertjies gaan ook nou uitbeweeg na agter ons kinderkerk. Al die mamas, hou maar asseblief in die oggende net uit te print die lesies vir die dag vir die kinderkerk. Sê baie dankie aan ons juffrou Mariska. Jy kan uitgaan met die kindertjies na die kinderkerk. Kom ons begin in prys. Kom ons prys. Kom ons maak oop en dan gee ek oor aan die First Lady, Pastor Monique. Sy gaan vir ons share by haar vrou. Dankie, kom ons gaan glory. Glory, glory, hallelujah. Yes. Glory, glory, hallelujah. Yes, come on. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Glory. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Hallelujah. Ons gee die Here 'n groot harteklank. Dit is weggerol. Kom ons neem ons sitplekke. Baie dankie. Dankie aan ons worship leader Surika. Is my voorreg om my vrou, die First Lady of the House, Pastor Monique, is opgewonde om te hoor wat die Gees van die Here met ons gaan doen. Amen. Amen. Yes, baie dankie. Ek gee oor aan haar. Hallo. Halleluja. Wat 'n victorious dag het ons. Man, he's alive and he reigns forever. Yes,
julle, ons het soveel voor dankbaar te wees. So, was het? Okay. Nee, was het verlede Saterdag, na die trouwe, toe ek en Karel op wat huis toe, besluit ons woord nog altyd gedoen het. Vat ons een draai deur die Heldeakker, die begrafplaas. Ek nie veel van julle was al daar nie, of was by hun begrafplaas onlangs nie. Gelijk maar bykie die let beduid het. So, Karel se grootjie, Jopie Fourie is daar begrawe. Ja, dat is terecht. Veronica hier. Ek my, Karel se grootjie Jopie Fourie is daar begrawe en ons het 'n lamp al gedraai, dat ons grafkal wil gaan. En dis hekke en alles is toe en die gras is van hoog. En dis amazing, jy sien Jopie Fourie se graf, jy sien Paul Kreer se graf, jy sien Toosje se graf, jy sien die grafte van al die soldate wat gesneeuw het. Jy sien jou hart druk, want hier is soveel grafte, mense met beloftes, mense wat beloftes in die wêreld verander het en gesterf het vir wat hulle in geglo het. En jy loop nie by die grafte en jy sien net name en die grafte is gebreek. Jy het net so'n sense of hopelessness en futility in jou hart. Want hierdie mense is net vergewe. Hulle was hier, hulle was larger than life en daar is net nou niks. Maar prys die Here ons aanbidde God wat opgestaan het. Die graf is leeg. Die engele toe Maria by die graf gekom het gesê, "Why are you looking for the living amongst the dead? He's not here, he's risen, go tell the people." Wat 'n glorious victory het ons vandag. En ons gaan vandag bietjie kyk wat gebeur het in daai 72 uur van die kruisdood af tot wanneer Jesus opgestaan het. En nou, ek vind ek moet julle Vrydag daaroor gepraat. Dit is iets wat my altyd gepas het. Het my gepla. Dit het my altyd gepla, nee, dit is help nie. Ons het die lydingsweek en maandag was die triumphant entry. Jesus het die tempel skoongemaak. Die disciples het voete gewas, die laaste meal. Dit is so opbou na die kruisiging op Vrydag en dit is hierdie absolute climax. En dan Saterdag is nou net niks. En dan Sondag het ons opvaring Sondag. En dit het nie vir my sin gemaak nie. Daar was soveel detail. Surely something must have happened. Daai Saterdag. En die geestelike realm, wat ek en jy nie van bewus is nie. Dit kan nie net so opgebou het. Daar's te veel gaps in die storie. En ek gaan vandag kyk of ek julle kan help om 'n bietjie van daai gaps vol te maak. Vandag is die grootste dag. Dis Karel het Vrydag gesê, dis groter as Kersfees. Dis die belangrikste dag wat ons as Christene vier. Want dis die dag waar alles verander het. Op die kruis het ons vergifnis van sonde gekry, dankie Jesus vir sy bloed. Maar die opstanding gee vir ons die gawe van ewige lewe. En ons fokus altyd op die kruis en Jesus wat gesê het, dit is volbring. En dit is amazing. Maar dit is nie die einde van die verlossingsplan nie. Daar is nog soveel meer. Die kruis het die probleem, ons sondige natuur, ons Adamiese natuur, het die kruis meegedeel. Maar die antwoord, die 3 dae later gekom, toe Jesus opgestaan het uit die dood. Die kruis was die betaling. Die opstanding was die potensie. By die kruis is ons skuld gekanseleer, by die opstanding is ons vryheid bevestig. Die kruis het met die verlede afgereken. Die opstanding deel met ons toekoms. Okay, so ons begin by die kruis. Aan die kruis het Jesus die volle las van ons sondes gedra, ons weet dit. Romeine 4 vers 25 sê, He was delivered over to death for our sins and raised to life for our justification. Soos ons vroeër gesê, die kruis het gedeel met die probleem. Maar dit is nie waar die storie eindig nie. As dit daar gelaat is, as dit die hele storie was, het ons nie hoop gehad nie. Wat is die implikasie vir jou en my lewe? 1 Korintiërs 15 vers 17 sê, as Jesus nie opgewek is nie, is jy geloof waardeloos. Dan is dit soos ek en jy wat by die grafte gaan loop het in die Heldeakker. As jy nie opgewek is jy geloof waardeloos en is jy nog in jylle sondes. Die kruis het die straf weggeneem, maar die opstanding het vir ons die belofte gegee. Jesus het baie geleenthede vir sy disciples gewaarsku dat hy gaan doodgaan en dat hy in die kruis gaan, in die graf gaan wees vir 3 dae.
No surprise, hy het geweet wat hy gaan doen. Hy het gesê, dis soos die teken van Jonah. For just as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so the Son of Man will be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Hy het geweet wat sy mission is. Hy het geweet, die kruisdood is net een deel, but I will have to be in the earth for 3 days and 3 nights. Nadat hy sy laaste asem uitgeblaas het, het 'n bestemming, 'n reis na die diepste dooies begin. Stop nie. 'n reis wat tussen die dood, nadat hy sy asem uitgeblaas het 'n reis begin na die diepste donkerste van die dooie ryk. En 'n plan is in werking gestel wat vir ewig jou en my toekoms verander het. Na die dood, Jesus se dood het Jesus, was daar 3 uur donkerte. En ons weet Jesus het 7 woorde gespreek van die kruis af, wat vir ons wys nie net sy geestelike anguish nie, maar ook wat die doel was hiervan. Hy het gesê, Father, forgive them, for they don't know what they do. Wat vir ons wys sy hart was net liefde en een van vergifnis. My God, my God, why have you forsaken me? Wys die skeiding tussen Jesus en God op daai oomblik. Jesus het sonde geword sodat ons in hom die geregtigheid van God kon word. Die voorhangsel van die tempel het geskeur. 'n teken van die skeiding tussen God en mens wat weg is. 'n Romeinse soldaat wat al hierdie goed gesien het, kon dit nie langer hou nie en het gesê, "Surely you are the Son of God." Daar was 'n aardbewing, die graf het oopgegaan. Josef van Arimathea het toestemming gekry by die Sadduseërs om Jesus se liggaam af te gaan haal en dit in sy graf te gaan begrawe. En hierdie graf van Josef van Arimathea is waar die toneel vir die volgende 72 uur afgespeel het. Dis 'n oomblik, die oomblik toe sy gees sy liggaam verlaat het 'n buitengewone reis begin na die diepste plekke van die geestelike realm. Die skrif gee ons enkele insigte wat in hierdie tyd gebeur het. Hoewel dit vir eeue lank die baie van ons nie regtig verstaan wat gebeur het nie. En om regtig te verstaan waar ons gaan met hierdie preek, het ons nodig om 'n ou antieke Joodse teologie te verstaan. Abraham se boesem. Ons het daaraan geraak Vrydag. Dit was nie 'n abstrakte idee nie. Dit was 'n geestelike werklikheid. Dit was 'n regte plek waarvan Jesus spesifiek van gepraat het. Hy het geteach daaroor. Veral in die gelykenis van Lazarus. Ons lees gou in volgende Lucas 16. There was a rich man who was dressed in purple and fine linen and lived in luxury every day. At his gate laid a beggar named Lazarus, covered with sores and longing to eat what fell from the rich man's table. Even the dogs came and licked his sores. The time came when the beggar died and the angels carried him to Abram's side. The rich man also died and was buried. In Hades, where he was in torment, he looked up and saw Abram far away, with Lazarus by his side. So he called to him, "Father Abram, have pity on me. Send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, because I'm in agony in this fire." But Abram replied, "Son, remember that in your lifetime you received good things, while Lazarus received bad things. But now he is comforted here and you are in agony. And besides all this, between us and you is a great chasm that has been set in place, so that those who want to go from here to there, from here to you cannot, nor can anyone cross over from there to us." So ons sien Jesus gee 'n baie detailed verduideliking van wat aangaan in Abraham se boesem. Die antieke rabbies het hierdie plek beskryf as paradys, wat Jesus vir die sondaar op die graf gesê. Vandag gaan jy saam met my in die paradys wees. Die Joodse rabbies in Hebreëus is die naam Sheol, of in Grieks Hades, wat verwys na die ryk van die dooies. So daar's 2 afdelings wat ons nou gesien het in die storie van Lazarus, né? Daar's die paradys waar die regverdiges wag en daar is 'n plek van vrede, en dan is daar die doderyk of die plek van pyniging. Dankie so.
die dood is die regverdiges geneem na 'n plek van vertroosting en wag, bekend as Abraham se boesem. Jesus het hierdie waarheid wesenlik verduidelik en beskryf in die verhaal van Lazarus. In die Hebreëse kosmologie was daar 'n duidelike onderskeid tussen die lotgevalle van die regverdiges en die goddeloses na die dood. So, voor die kruis sien ons, daar was geen direkte toegang vir die regverdiges na die hemel toe nie. Hulle het gewag in Abraham se boesem, dit was 'n plek van rus en van vrede, maar dit was nog nie saam met God nie, dit was nie in sy heerlikheid nie, dit was nie in die hemel nie. Selfs nie vir God se getrouste dienaars nie. Dit was 'n plek van wag. Die aardsvaders, die profete, Abraham, Isak, Jakob, Dawid, al die groot name waarvan ons weet en waarvan ons lees in Hebreërs, het gewag in Abraham se boesem. In Hebreërs 11 lees ons so daar's 'n prentjie net van 'n voorstelling van hoe dit lyk. Daar sien ons die chasm, die doderyk en waar die regverdiges en die onregverdiges is. In Hebreërs 11 lees ons, in geloof het hulle almal wat gesterf het hulle almal gesterf, sonder om die beloftes te verkry. Maar hulle het dit uit die verte gesien en verwelkom. In Engels sê, they saw it in the distance, hulle het geweet, iets moet gebeur, wanneer die Messias kom, gaan ons hier uitkom ons uit Abraham se boesem, want dit daar belofte gehad, maar dit was nog nie volbring terwyl hulle geleef het nie. In 1 Samuel, toe die profeet toe die profeet Samuel, toe die koning vir die profeet Samuel opgeroep het, met die heks van Endor, lees ons, he says, so don't be afraid, what do you see? And the woman said, I see a ghostly figure coming up out of the earth. So ons sien, dit was ergens onder die aarde, van hom was daar nie 'n plek van pyniging nie, maar dit was nog nie in die hemel nie. Toe Dawid profeteer het, in Psalm 16, het hy gesê, you will not abandon me to the realm of the dead, nor will you let your faithful ones see decay. Dit is 'n messiaanse vooruitwysing na Jesus, en hy het nie net van homself geprofeteer nie, maar van al die regverdiges, al die followers of faith, almal wat regverdig gesterf het hy hier gewag vir hierdie waarwording van die profesie. Nou kom ons na die neerdal van Hades toe. Die doderyk. Die tyd het aangebreek. Nadat Jesus sy gees aan die Vader oorgegee het en hy het gesê dit is volbring, het sy reis begin na die diepste geestelike dele van die diepste geestelike bestaan. Hierdie neerdaling in Hades was nie 'n nederlaag nie. Dit was deel van 'n goddelike plan van verlossing. Dit was deel van die plan all along. En 1 Petrus 3 vers 18 sê, for Christ also suffered for sins, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body, but made alive in the spirit. Listen to me. After being made alive, he went and made proclamation to the imprisoned spirits. Is dit nie amazing nie? Al hierdie goed lê nog altyd vir ons in die woord, en ek dink ons het dit nog altyd misgelees, nie regtig verstaan dat dit was deel, ja, die graf en die kruisdood was een deel. Maar wat het gebeur? He went to go and speak, he went to proclaim, make proclamation to the imprisoned spirits. Dit was nie net 'n besoek aan die onderwêreld nie, van die dooies nie. Dit was 'n doelbewuste inval, taking back the enemy territory, 'n inval van die vyandige gebied, 'n demonstrasie van God se gesag en oor die magte van die duisternis. In Efesiërs 4 vers 9 sê Paulus dat Jesus neergedaal het aan die laagste dele van die aarde, nie met 'n verwysing na sy dood nie, maar sy geestelike reis na die onderwêreld. He first descended into the lower parts of the earth. Hier in die dieptes van Hades is daar ongekende aktiwiteit plaasgevind. Skielik kom Jesus, die Lam van God, sonder sonde, vlekvry, wat al ons sonde gedra het. En hy kom in die doderyk in. En hy staan die magte van die doderyk, die duiwel en al sy demoniese magte face to face. Kom hy te staan teen hulle. Nie as 'n slagoffer nie, maar as 'n oorwinnaar. Hy kom in 'n plek waar geen sterfling nog ooit gekom het nie, en met alle gesag. Nou lees ons in die woorde van Psalm 23, nou maak dit skielik sin, al gaan ek hierdie dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie. Want Jesus was in daai dal van doodskade weer, met gesag, met autoriteit, met mag,
het hy teruggevat wat aan hom behoort. En die magte van duisternis wat vir millennia die doderyk oorheers het hulle grootste teenstander in die gesig gestaar. In Kolossense 2 vers 15 lees ons dat Christus die owerhede ontwapen het en hulle openlik tentoongestel het. Hy het hulle kaal uitgetrek om oor hulle te triomfeer. Hierdie oorwinning was nie net beperk tot Golgotha nie. Nee, dit is uitgebrei tot die diepste donker hoeke van Hades. Het was nie 'n stryd om te wen nie. Die oorwinning was reeds gedoen. Hy het nie gaan beklei nie. Hy het gekom om 'n oorwinningsverklaring te maak in die domein van die vyand self. Nou sien ons die woord sê vir ons dat Jesus het gaan preek tot die geeste in gevangenis. Een van die mees geheimsinnige verwysings van Jesus se aktiwiteit is in 1 Petrus 3 vers 18 waar daar staan: Hy is doodgemaak in die vlees, maar lewend gemaak deur die gees, en wie hy ook heen gegaan het en het gaan gepreek het aan die geeste in gevangenis. Hierdie geeste in gevangenis is waarskynlik die goddeloses. Ons praat van die mense van Noag, wanneer sonde hoogtyd gevier het, mense wat hulle harte verhard het, wat nie in God gesterf het nie. Dit is die bose. Aan hulle het hy gaan 'n proklamasie gaan maak. Petrus se woord is geïmpliseer dat Jesus lewend gemaak is in die gees na sy fisiese dood en na hierdie plek gegaan het om 'n proklamasie te maak. Wat het hy gaan doen? Hy het nie hulle 'n kans gegee nou om weer hulle saak reg te maak nie. Daai tyd is verby. Hy het gaan oorwinning verklaar. Dit was 'n goddelike verkondiging in die magte dat hulle nederlaag voltooi is. Die vyand is ontwapen, die dood is oorwin en God se seun het gaan triomfeer. Dit is wat hy gaan sê het. Kolossense 2 vers 15 sê hy het die owerhede en magte uitgetrek en hulle openlik tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer. Dit was nie net iets wat op die aarde plaasgevind het nie, was in die donkerste tronk van die geeste en die geesteswêreld. Die plek wat eers deur vrees en gevangenskap geboei was en oorheers is nou 'n terrein waar God se glorie verkondig is. Hoe amazing is dit? He went in as a victor. Die vrylating van die gevangenes, van die regverdiges en die hemelvaart. En nadat Jesus sy oorwinning gaan verklaar het, sien ons een van die mees opwindende gebeurtenisse wat nou gebeur. Die regverdiges wat in die wagkamer gesit en wag het, word nou vrygemaak. Jesus was nie net 'n gevangene nie, hy is nou vry en hy neem die gevangenes, maak hy vry. Hy het opgevaar in die hoogte en hy het die gevangenes saamgevang. Hy wat neergedaal het ook opgevaar. En saam met hom, soos hy opgestyg het en opgereis het, het hy daai regverdiges nou volle toegang gegee tot die hemel. Hierdie gevangene was nie kriminele nie, maar regverdiges van oud, soos ons gesê het, was Abraham, Isak, Jakob, Dawid, die profete, almal wat in die geloof gesterf het, sonder die belofte van die Messias om dit in volle te ontvang. Hulle het in Abraham se boesem gewag. Maar nou met die finale offer van Christus wat in die kruis volbring is die weg na die Vader toe oopgemaak. Jesus het die gevangenes wat in geregtigheid gewag het, saam met hom opgeneem in 'n triomfantelike optog na die hemel toe. En ons sien in Matteus 27 vers 52, hy was nie alleen nie. Toe hy opgevaar het, die grafte is geopen, die liggame van al die heiliges wat ontslaap het opgestaan, en na sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan en in die heilige stad gekom en aan baie verskyn. Hierdie wonderbaarlike gebeurtenis was die eerste vrug. Soos wat hulle opgestaan het, so is daar 'n belofte vir jou en my. Dis die belofte wat ons het wanneer ons doodgaan, dat ons ook nie net in die doodreikende wagkamer gaan wees nie, but absent from the body is present with God. Dit beteken dat die dood werklik oorwin is. In Johannes 11 vers 25 sê Jesus, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Die regverdiges wat op hom gewag het, is saam met hom opgewek, vrygemaak uit die wagkamer uit en is deel van die hemelse koninkryk gemaak. Nou vat Jesus die sleutels van die dood en die doderyk. Openbaring 1 vers 18 sê Jesus, ek is die lewende. Ek was dood, maar kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Ek het die sleutels van die dood en die doderyk.
Hier is my Jesuse verklaring van die opgestane Jesus. Die een wat die erns van sy mission en wat sy send en sy mission klaargemaak het, gedurende die 3 dae. Naamlik, hy het gegaan om die sleutels van die dood en die doodryk te gaan kry. Die sleutels is 'n teken van, symbool van mag, van autoriteit. Van mag oor die ryk van die hemele en die dood. Nie net oor die doodryk nie, maar oor die hemel. Die sleutel van die, interessant, Jesus het gesê in sy woord, het hy vir sy apostels gesê, ek gee vir julle die sleutels, in Matteus, wat julle oopmaak en wat julle bind, sal in die hemel gebind en oopgemaak word, hier op aarde. Maar hy het nooit die sleutels, die autoriteit van die doodryk wat hy gaan haal het, bly in sy hande. Hy het dit nooit vir enige iemand gegee nie. Dit is nie gedelegeerde gesag of 'n tydelike gesag nie, maar 'n gesag wat hy regmatig verkry het deur sy dood en die neerddaling tot in die doderyk. Die beeld van sleutels herinner ook aan Jesus se woorde in Petrus, wat in Matteus 16 vers 19. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Deur sy dood en neerdaling in die doderyk het Jesus gewys dat hy gesag het, nie net in die hemel nie, maar oor al die dele van die doderyk en al die domeine van die dood. Daarom is daar geen meer vrees vir ons nie. In 1 Korintiërs 15 sê, "Oh death, where is your victory? Death, where is your sting?" As ons dood gaan nou, is dit net, it's a trip. Die besit van hierdie sleutels beteken ook dat ons almal nou toegang het tot die ewige lewe. Ons het almal toegang tot die hemel. Deur sy oorwinning in die doderyk kry hierdie belofte van Jesus 'n diepe fondasie. Jesus het die mag van die dood oorwin. Die dood is nou net 'n plek van oorgang. Dis nie meer die mens ons grootste vrees nie, soos wat Paulus sê in Filippense 1 vers 21. Vir my is die lewe, for me to live is Christ, to die is gain. Na Jesus se opstanding, nadat hy die sleutels van hel en die doderyk genaal het, nadat hy gaan verkondig het, nadat hy hulle vrygemaak het, die regverdiges hulle opgevaar het en gaan proclamation gemaak het Jesus teruggekom in sy liggaam in en het aan die disippels verskyn. Sy opstanding was nie net die oorwinning oor die dood nie, maar 'n bewys dat die losprys betaal is, dat die pad na die Vader toe oop is en die mag van die hel is gebreek. Na sy opstanding sien ons Jesus verskyn eers aan Maria. In die tyd van Getsemane, sy hang aan hom, sy wil aan hom raak en hy sê, moenie aan my raak nie. Ek het nog nie aan die Vader verskyn nie. Dan 7 dae later, letterlik 'n paar verse later, sien ons dat Jesus sê vir ongelowige Thomas, kom na my toe, kom raak aan my, voel my wonde, sien wat aangaan, voel vir jouself, don't believe, stop doubting and believe. So tussen daai verse, tussen verse 20 en 26, letterlik 'n paar dae, sien ons dat Jesus homself aan die Vader moes gaan openbaar het, as die hoëpriester. Hy het sy bloed gebring, sy offerhande, en nadat hy homself aan die Vader gaan by het, sê hy, nou kan jy my raak, nou is my mission volbring. Daarna het Jesus vir 40 dae sy disippels verskyn, en hy het hulle voorberei op hulle sending, en voordat hy opgevaar het na die hemel toe, het hy vir hulle elkeen 'n mission gegee. Net soos Maria en die Maria en die Petrus en almal wat toe hulle by die graf gekom het die disippels gesê, kom, kyk, come, look, go and tell. 4 werkwoorde, wat nog steeds vir jou en my is vandag. Jesus sê vir jou en my, kom in, kom, soek my, kom wees in 'n verhouding saam met my. Soos wat hy vir Thomas gesê, kom, voel, ek het elke dag 'n uitnodiging waar Jesus sê, kom, soek my, kom vind my, kom sien vir jouself wie is ek in jou lewe. Kyk, look and see that the Lord is good. En dan sê hy vir hulle, go and tell.
Nou dat jy dit ervaar het, nou dat jy die goddelike krag en mag van Jesus ervaar het, van sy dood en van sy opstanding, jy kan dit nie vir jouself hou nie. Go and tell. Mense het hier nodig om te weet wat gebeur het in die graf. Ja, die kruis was amazing, en sonder die kruis ons nooit die graf gehad het nie. Maar wat in die geestelike dimensie, in die spiritual realm gebeur het vir die dag, is wat al die verskil gemaak het vir jou en vir my. Ek is saam met Christus gekruisig. Saam met Jesus se opstanding. Toe Jesus opgestaan het uit die dood uit, het hy sonde, weakness, dood, alle goed wat jou en my terughou. Die sondige natuur, the curse of nature, Adam se natuur, het hy in die graf gelos vir jou en my. It's dealt with. Ons het nou vrye toegang tot God. Omdat Jesus die pad oopgemaak het deur sy bloed en die voorhang sal geskei, het ons nou direkte access tot God. Die dood het geen houvas meer op ons nie, want soos hy opgestaan het, gaan ek en jy opstaan. Daar is geen plek buite sy bereik nie. Nie die diepste plek van verwerping of verlorenheid nie. Jesus het die helse sleutels geneem en verklaar, ek is die eerste en ek is die laaste, ek is die alfa en die omega, ek was lewend en ek is dood. Kyk, ek leef tot in alle ewigheid. En die sleutels en ek hou die sleutels van die dood en die doderyk. Ons prediking is nie verniet nie. Ons verkondig nie 'n martelaar se dood nie, maar 'n lewende, triomferende verlosser wat hel en hemel en hel getriomfeer het. Ons hoef nie rond te loop asof ons meer in kettinge is nie. Die klip is weggerol. Jesus se liggaam is weg. Ek en jy is vrygemaak. Ons loop met autoriteit. En ek en jy hoef nie te weet wat al in die hel gebeur het nie. Al wat ons weet is dat Jesus het getriomfeer. Hy het hel toe gegaan, hy het die sleutels van hel en die doderyk gevat, hy het Satan in die gesig gestaar en hy het vir ons victory gegee. Because he lives, I can face tomorrow. All fear is gone. And now I know, yes I know, he holds the future. And life is worth the living just because he lives. Amen. Yes. Amen. Okay. Ons het daaroor gepraat, ons het nie vergeef nie, ons kan ook nie martelaars dood nie. 'n Triomferende verlosser wat die hemel en hel getriomfeer het. Terwyl elke oog gebuig is, kom ons sluit dit af, ons seël met die woord. Dankie Here Jesus vir wat U gedoen het. Vader, dankie vir die oorwinning. Here Jesus, ons weet nie wat gebeur het in die hel nie, maar ons weet U het soontoe gegaan. U het gaan preek, U het gaan losmaak, U het vrygemaak. Vader, sodat ons nie in die hel hoef te wees nie. Dankie vir die belofte, Jesus, wat in U naam is, dat ons autoriteit het. U hou die sleutels van die hemel en aarde. Vader, en U het vir ons autoriteit gegee om hier op aarde te loop met daai victory, met daai oorwinning wat U gegee het. Vader, ons loof vir ons, dankie daarvoor. Dankie Here Jesus, dat ons 'n ewigheid saam met U kan spandeer. Dat die graf en die klip is weggerol. Vader, dat U vir ewig heers. U heers in almag. U heers met heerskappy. U heers met autoriteit. Vader, ons loof U, ons sê net dankie. Thank you for the cross. Dankie vir die prys. Dankie vir die oorwinning. Vader, dat ons net onder U kruis kan kom staan. Ja, dankie Vader, dat U na ons kyk deur die bloed van Jesus. Niks van ons sonde, niks van ons swakhede, Vader, sien U nie, want al wat U sien is die bloed van Jesus wat roep. The mercy seat. Dankie Jesus daarvoor. Ons weet Vader dat ons vrygeskeld is deur die feit dat Jesus teruggekom het aarde toe. Dat hy sy disippels verskyn het en 40 dae op die aarde geloop het, as teken dat hy oorwin het. Dankie vir daai kwitansie. Dankie vir die bewys van betaling. Ons gee aan U al die lof en al die eer in Jesus naam. Amen. 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 Kan ons vir die First Lady 'n groot hande klap gee? Well done. Dit is so belangrik om te weet dat ek het toe ek groot geword het ek altyd gevoel God is kwaad en hy gaan jou zap as jy iets verkeerd doen.
Wie het al so gevoel? Jy het nie altyd, jy was okay met Jesus. Die Heilige Gees is nie eintlik vir jou van geweet nie. Maar God die Vader het jy geweet, hy weet alles. En as jy dan gebid het jy nie met vrymoedigheid gebid nie, want jy was trekbaar. Want God die Vader weet alles en daai Sondag as jy in die kerk instap, dan bid jy net dat daar nie 'n bliksemstraal uit die hemel uitkom en jou zap, omdat jy vir wat jy verkeerd gedoen het. Maar as ek gaan luister nou na hierdie boodskap, dan besef ek dat wanneer God na my en jou kyk, dan kyk hy na ons deur die bloed en die wonder van Jesus. En dis hoekom Jesus ons hoëpriester is. So when you pray, Jesus moves in front of you, and it is actually Jesus that is doing intercession on your behalf. Want wanneer hy na jou kyk, want God kyk nog dieselfde wet, hy voel nog dieselfde oor sonde, never change his mind about sin. He still feels the same about sin. But now the difference is, when he look at you, he have to look through the wounds of Jesus, as ons intercessor. En dis hoekom vandag die opstandingsdag so belangrik is, wat ons beleef en waar ons nou in ons offerandes en offergawes en offers bring in ons tithes en offerings. Kom ons in dit, wat die woord van die Here sê, God loves a cheerful giver. Because God so loved the world, he gave his only son. En wanneer ons offering nou vanoggend bring in ons tieners en die wat die kaartmasjien wil gebruik en kan daar na die tafel toe gaan, wil ek amper sê, how can we outgive God? Want as dit nie vir Jesus was en wat opgestaan het ek en jy nie 'n kans gehad nie. Want God would have judged us op grond van die wet wat hy ingestel het. En daar was 3 dinge gewees wat baie belangrik is in hierdie. Eerder was ons nog steeds slawe van sonde en ons sou elke dag op die slawemark gestaan het en God moes ons kom vrymaak het van die slawemark. Want wanneer die woord sê and he judged us righteous, daai prentjie van die judgment as righteous is 'n hamer. En die hamer het 'n betekenis gehad. Daai hamer was die judge wat vir jou verklaar not guilty. En daai woord wat Jesus aan die telestia wat hy uit daai woord, tetelestia, wat hy verklaar het is die hamer wat kom en sê not guilty. Jy hoef nie meer in shame te wees. Die ander teken wat hulle daar gegee het, is die woord wat gegee is op 'n slawemark, dat elke dag die duiwel jou in chains gehad het, en dat God jou elke dag moes vrykoop op die slawemark, soos die profeet sy vrou, wat die prostituut was, moet gaan vrykoop. En die woord sê, she was naked, sy was sonder klere, en sy het met shame elke dag daar gesit. En as dit nie vir Jesus was, wat opgevaar het na die Vader toe gegaan het, was ons elke dag in shame vir die slawemark. En ons kon nooit ons koppe opgelig het nie, because we were slaves to the sin. En die laaste gedeelte daarvan, wat vir hulle was die mercy seat, en dis hoekom die ark so belangrik was, because when God looked at you, en hulle die lammetjie gebring om geoffer te word, they always inspected the lamb, but never the person. It was never the person that was inspected, it was always the lamb. En daarom wanneer ons nou ons offering bring, wil ek vir julle sê, soos Monique gepraat het en gesê, die klip is weggerol. Is die vyand se plan so baie keer in ons lewe, om klippe op plekke in ons harte te sit,
wat ons terugsit op die slawemark, dat jy aanhouding voel, dat jy kan voel, jy kan nie met Maltes toe die vrou na prijs kom nie, dat jy voel, die Here hoor nie my gebede nie, die Here het my gestraf, en goed wat in my verlede gebeur het, is te groot, en ek het nie 'n kans nie. Dis die duiwelse plan, om ons elke dag op die slawemark te sit, en ons in shame te sit, en naak te sit, en sê, jy's nie goed genoeg nie. Of hy plaas jou, dat jy voel, maar as gevolg van iets wat in jou lewe gebeur het, jy is nou gejudge, en jy gaan hel toe, en dis verby vir jou. En dis God kom met daai hamer wat hy sê, and God judged you righteousness in Christ. Of die laaste een is dat en ons het baie so gevloe, that because of the judgment of things that happened in your life, dat ons kan voel, maar ons kan nie na die Here toe kom oor hierdie goed is nie. Ons kan nie hier oor bid nie, die Here sal nie verstaan nie. En dis, wanneer God na sy wet kyk, en God voel nog dieselfde oor sy wet, daar is saai en maai. Maar as jy gaan kyk na die verbondsark, bo op die ark, bo op die wet, was die bloed, die mercy seat. And when God looked at his word, and the law, he looked at it through the blood of Christ. Amen. So as ons sê, as ons enigsins sê, maar die Here kan nie hierdie gebed beantwoord nie, of die Here kan nie ingryp in hierdie situasie nie, of die Here kan nie iets hierso doen nie, dan sê jy, die bloed van Jesus was nie goed genoeg. En daarom sê die woord, daar was 7 fonteine van sy bloed, wat beteken, die volle prys, ek het met julle gedeel Vrydag, 6 ure gevat om dood te gaan. 6 ure se torture, bleeding, sy longe het gewys, hy het eers 'n vel op sy rug gehad om te kan dra nie, en hy het gebly in daai kruis om die volle prys te betaal. En die woord sê, and he was led like a lamb to the slaughter, and he didn't utter a word. En elke keer wanneer Jesus opgekyk het, sien hy al die engele wat reg staan om hom te gryp. But for the first time in history, there was something like amazing grace. En daarop wanneer ons nou saai en ons dienes en so na vore gaan bring, we do it as a cheerful giver, om te sê, Vader, U het U seun gegee, U het niks terughou. Het was interessant dat die aarde gecover was, duisternis, en ek het altyd gewonder, is dit as gevolg van sonde wat op die wêreld gekom het? Toe besef ek, maar die earth het altyd respond tot Jesus, en God het vir daai oomblik alles donker gemaak, sodat die aarde dit nie hoef te beleef nie, because they were innocent. Die waters het oopgegaan, die walvis het Jona uitgespoeg, die kraaie het in hongerte, in famine het hulle met stukkies vleis gekom na Elia toe, terwyl hulle self honger was. The earth always responded in kindness, maar op hierdie oomblik kom God en hy cover alles, sodat Jesus alles kan wees vir ons. So kom ons lig ons offerande op, dankie ook vir almal wat inluister, almal op Facebook wat inluister, dankie vir almal wat saai, maar ek wil vanoggend, ek voel in my gees, ek wil 'n prophetic woord spreek, tot elkeen hierso vandag. En as dit in jou lewe belangrik is, ek wil die Here vertrou dat hy elke klip in jou hart, in jou verlede, elke plek wat jy 'n klip voor gaan sit het om te sê, I don't know how to deal with this. Ek weet nie of die Here dit kan vergewe nie. Ek weet nie of die Here hier kan ingryp nie. Hierdie is my secret place wat ek net 'n klip voorgesit het. Ek weet nie om te deel daarmee. Ek is nog kwaad, ek is nog seer, ek is nog upset daaroor, maar ek sit 'n klip voor dit. Dis my frontgedeelte. En ek kom bid vandag. In hierdie offering kom spreek ek deur die naam van Jesus Christus, oor elkeen wat inluister, almal hierso, if it's meant for you, just lig net jou hand en sê,
Vader, ek ontvang hierdie grace, dat U hierdie klip kom wegrol, hierdie area in my lewe, hierdie pyn, hierdie seer, hierdie teleurstelling, hierdie trauma, of iets wat gebeur het. Vader, ek kom in die naam van Jesus nou, deur die krag in die naam van Jesus Christus. Ek spreek oor elkeen hierso in die kerk vanoggend ook. Ek kom spreek dat U op elke area die klip kom wegrol. So kom die engele die klip wegrol. Het was nie menslik moontlik om die klip weg te rol nie, maar engele het dit reg gekry. En so kom bid ek vandag op almal wat nou inluister ook, dat U die klip in hulle harte, die klip in situasies in hulle lewe, finansiële situasies, emosionele situasies, relationship, werksituasies. Vader, daai waarop blokkasies van mense geplaas word, blokkasies van situasies geplaas word, waar goed nie in plek kom nie, wat goed teen mekaar is, wat het ons just messed up is. Vader, kom ek in die naam van Jesus, die autoriteit in die naam van Jesus Christus, en ek spreek nou, deur die krag, dat die engele van die noorde, ooste, suide en die weste, al hierdie klippe kom wegrol, en dat daar bonatuurlike ingryping kom, and that we, Lord, that you release the angels to roll these stones away, in Jesus' name. Amen en amen. 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 Daar is die bankbesonderhede, ons het ook die stemskyn daar so gereed. Baie dankie. Ons seën ook ons Facebook vriende, Morney, julle almal daar van oor die waters. Seën en vrede vir julle ook. Amen. Rika kom speel vir ons song daar, my was in daai, jy hierdie song. Is ons op?